gesels nou die dag met 'n vriend van my in Pretoria en hy vertel vir my van sy lewe, van alles wat hy gedoen het en die goeders wat hy die afgelope jaar bereik het en waar hy nou bly. Hy's getroud, hy werk in Pretoria, hy was nog altyd 'n Pretoriaaner gewees. En dit het my bietjie laat dink oor my eie roete, my eie pad van my lewe hierdie jaar. En ek het besef dat my jaar was verskriklik onrustig gewees. Ek het getrek uit 'n plek uit waar ek my hele lewe lank gebly het. Iets wat vir my 'n comfort zone was, iets waar ek persoonlik gemaklik gevoel het. En as ek kyk na my vriend, dan dink ek, maar dit is wat hy het. Hy het sy gemak, hy het wat hy nog altyd gehad het en hy het dit gekry in die plek waar hy groot geword het. Oh Jesus Christ, I'm not scared to die. I'm a little bit scared of what comes after. Do I get the gold chariot? Do I float through the sea? In die Bybel is daar 'n verhaal van 'n man met die naam van Jona. En Jona word geroep deur God om Ninive toe te gaan. Jona word geroep deur God om iets in Ninive te gaan doen. En Jona is gemaklik waar hy is. Hy's gemaklik om in sy comfort zone te bly. En Jona besluit om nie God se roeping te volg nie en hy besluit om Tarsis toe te gaan. En eendag klim hy op 'n skip en hy seil Tarsis toe en hy raak in die slaap een aand daaronder in die skip. En die waters raak onrustig en daar kom 'n groot storm. En die manne op die skip raak onrustig en hulle begin loetjies trek om te kyk wie se God kan nou kwaad wees vir hulle en wie se God stuur hierdie storm. En hulle het vir Jona gaan wakker maak en hy het saam met hulle loetjies getrek en hulle kom toe agter dat dit Jona is wie vir God kwaad gemaak het. Die manne onderhandel dan met Jona op die skip, wat kan hulle doen om God tevrede te stel, wat kan hulle doen om die storms rustig te maak hier om hulle. En Jona besluit dan om vir die manne te sê, maar gooi my oor die skip, gooi my in die waters in, gooi my in die onbekende in, en dan sal die storms rustig word, dan sal God tevrede wees. En hulle doen dit en die storms word stil. Die Ierse filosoof Richard Kearney het in sy boek Atheism gesê dat ons soek soms vir God in die bekende goed, in die goeders wat ons rus in vind, daar waar ons comfort zone is, daar dink ons daar is God. Maar Richard Kearney sê dat God is soms in die onbekende, in die goeders wat ons nie verwag God in is nie. God is daar waar ons ongemaklik voel, daar waar ons onrustig raak. Presies wat met Jona gebeur, dat God hom roep om te ontmoet in die onbekende, daar waar hy nie gemaklik is nie, daar waar hy onrustig is. En Jona soek vir God in die bekende, Jona soek vir God daar in Tarsis, hy sal God se roeping volg in Tarsis, daar waar hy gemaklik is en daar waar hy rustig is. Maar soms roep God ons om in die onbekende met hom te wees. The night's hard to get through, and I will die all alone. And when I arrive, I won't know. Ek het begin deur om te sê dat ek getrek het Kaap toe, na die onbekende toe vir my. Plek waar ek nie gewoond was om te bly nie, en een van my vriende wat in Pretoria bly, lyk so uitgesorteer, lyk so gemaklik in sy gemaksone. Maar ek dink God roep ons juis soms om buite ons gemaksone te gaan, om buite die goeders te gaan wat ons ken, buite die goeders wat vir ons bekend is. En God roep ons in die onbekende, in die plekke waar ons soms onrustig is, gee God vir ons nuwe rus. My pride is too sly
Mag jy God ontdek in die onbekende. Mag jy nuwe rus vind in die plekke waar God jou roep, wat jy nie ken nie. Mag jy in die onrustige waters hier om jou soms inspring uit jou eie uit om nuwe rus te ontdek wat God vir jou wil gee.